Die Exodus. Jy ken moontlik hierdie verhaal. Moses konfronteer Farao, daar's 'n klomp pla en God red die Israeliete uit Egipte. Ja, maar daar is meer. Die uitweg uit slawerny is slegs die eerste deel van 'n groter patroon. Volgende is die weg deur die wildernis en dan die weg in die beloofde land in wanneer hulle dit bereik. Saam vorm hierdie 3 dele 'n verhaal oor die Exodus weg. Goed, kom ons kyk daarna. So eerstens is daar die uitweg uit slawerny. Reg, dit is die deel wat almal ken. Farao is 'n wrede slawedrywer wat die Israeliete tot in die stof verpletter. So, God stuur Moses om Farao te konfronteer sodat hy die volk kan laat gaan. En wanneer hulle vertrek, kom hulle by wat na 'n onmoontlike versperring lyk. 'n Massa water wat hulle weg versper het. Dit lyk na die einde van die pad. Dit is waar. Maar die uitweg uit slawerny beteken dikwels dat jy deur iets moet gaan wat soos die dood lyk. Maar in werklikheid verander God dit in 'n weg wat na die lewe lei. Maar hulle is nog nie tuis nie. Aan die ander kant van die water is die wildernis, 'n genadeloose en gevaarlike woestyn. En dit bring ons by die tweede deel van die patroon. God lei hulle op die weg deur die wildernis. Hy voorsien in Israel se behoeftes. Hoewel dit nie op die manier of tydsberekening is wat hulle sou verkies nie. Verseker, dit is in die wildernis waar hulle moet leer om op God te vertrou en van sy woord en daaglikse brood te lewe, selfs wanneer dinge onmoontlik en hopeloos lyk. En dit laat dus die weg in. Ja, die weg in die beloofde land in, wat vol goedheid is, waar hulle as vry mense kan lewe en God se seën reg deur die wêreld kan versprei. Goed, ek sien die 3 dele. Die weg uit, deur en in. Maar ons is nog nie klaar nie. Wanneer Israel die land binnekom, begin hierdie Exodus-patroon van voor af, soos 'n melodie wat herhaal word. Wat bedoel jy? Wel, hulle kom voortdurend voor nuwe bedreigings van geweld en onderdrukking te staan. En om hierdie nuwe Farao-agtige vyande te konfronteer, laat God nuwe Moses-agtige leiers na vore kom om die mense te red en hulle alweer uit slawerny na vryheid te lei. Daar is ook verhale van hierdie leiers wie se vertroue in God in gevaarlike situasies op die proef gestel word, soms in 'n werklike wildernis. En gewoonlik wanneer hierdie krisisse opgelos word, bring God weer 'n tyd van vrede en oorvloed in die land. Hierdie Exodus-patroon van die uitweg, die weg deur en die weg in, word dus deur Israel se hele verhaal verweef. Ja, maar dan kom die tragedie. Die onderdrukkers is nie net buitelandse heersers nie, maar ook Israel se eie konings wat hulle eie mense uitbuit. God laat dus toe dat die grootste Farao-agtige heerser van hulle almal, die koning van Babylon, hulle oorwin en slawe maak. En hy neem hulle uit hulle land uit. Na dit alles is hulle terug waar hulle begin het. Maar selfs hier het Israel se profete die Exodus-patroon aan die werk gesien. Hulle het aangekondig dat daar hoop was vir 'n nuwe redder en 'n nuwe uitweg. Die profeet Jesaja het gesê dat God sou kom om sy volk op 'n groot nuwe weg deur die wildernis te lei en 'n nuwe era van vryheid en oorvloed vir Israel en die hele wêreld tot stand te bring. Nou, wanneer Israel weer terugkom in die land, gebeur daardie vryheid en oorvloedige seën nooit ten volle nie. Reg, so hulle wag nog steeds op 'n redder. En dit bring ons by die verhaal van Jesus. Baie mense wat Jesus volg, begin hoop dat hy hulle uit hulle slawerny aan Rome en uit die korrupsie van hulle godsdienstige leiers sal lei. Maar Jesus weet dat die uitweg nie net oor die vryheid van korrupte leiers of regerings gaan nie. Hy het mense kom leer dat die mens verslaaf is aan 'n dieper, selfs boser Farao wat ons begeertes gevange geneem het, ons wêreld verdorwe het en ons almal na die dood lei. Jesus het gekom om ons uit daardie slawerny te bevry. Hoe doen hy dit? Op 'n verrassende manier. Jesus loop self in die chaotiese waters van die dood in om 'n weg te baan vir enige iemand wat ware vryheid wil hê. Die uitweg. Presies. Dit is waarom die eerste volgeling van Jesus hulle beweging die weg genoem het.
Hulle doop hulle self in water as 'n simbool dat hulle Jesus volg op die weg uit slawerny aan die dood. Goed, maar in die Exodus-patroon kom daar na die uitweg altyd die wildernis. En dit is waar ons vandag bevind. Op reis deur 'n wêreld wat soms donker en hopeloos lyk. Maar Jesus se volgelinge vertrou dat God hulle deur sal lei, in hulle behoeftes sal voorsien en by hulle sal wees deur elke beproewing. En die doel van al hierdie wag en toetse is die weg in, nê? Ja, en hierdie keer is dit in 'n kosmiese beloofde land in waar alles nuut gemaak word. Alles nuut gemaak word. Wel, Jesus het dit beskryf as 'n kosmiese hergeboorte of as die hereniging van hemel en aarde, waar alle verhoudings verenig word in liefde, vreugde en vrede. Hierdie is die uiteindelike beloofde land. Die Exodus-verhaal gaan dus oor baie meer as net Moses en Israel. Ja, dit is ook ons verhaal. En Jesus self is die uitweg, die weg deur en die weg in. Ons missie by Bible Project is om mense te help om die Bybel as een verenigde verhaal te beleef wat na Jesus lei. Ons kan alles wat ons skep gratis weggee danksy vrygewige mense soos jy reg oor die wêreld. Jy kan ons hele videobiblioteek sien, al ons hulpbronne besoek en by ons aansluit by bibleproject.com.